Elke Sondag kom ons saam. Ons groet mekaar, ons worship, ons luister en ons bid. Ons word herinner aan wie ons is en wie God is. Maar Sondag is nie die einde van ons storie nie. Daarna gaan ons in verskillende rigtings, na werke, huise en vriende. Ons versprei, nie net om aan te gaan met die lewe nie, maar om iets te dra. Liefde, lig, hoop en deernis. Dis ons Exodus, om uit te gaan met 'n doel, om die wêreld rondom ons te verander. Ons Exodus. Julle lyk asof julle koud kry. Is dit waar? Nee, maar dit is lekker warm. Dis golf weer, dis lekker. Ons is die laaste maand besig, maar ons reg glo, ietsie besonders is. As jy nog nie weet nie, ons is besig om ons kerk te skuif na Hoërskool Centurion toe en oor 50 dae van vandag af gaan ons afskop met ons dienste aan daai kant. En een wat ons wel gesê het is, in hierdie tyd, soos wat ons voorberei om te trek, het ons van die begin af gesê, vir ons is hierdie nie 'n fisiese en praktiese ding alleenlik nie. Ons het gesê, Here, ons vra in ons harte, kom skuif ons geestelik. Dit is nie net 'n fisiese skuif nie, dit is nie net 'n trek van 'n perseel of 'n gebou of 'n diens nie. Daar's iets wat in ons harte moet gebeur, wanneer ons sê, Here, soos wat dit gebeur het in Exodus, waar U volk gelei het, vra ons dieselfde vir ons vandag. En ek wil vandag vir jou 'n vraag vra, en dit is, so wat ek hier staan en aanbid vanaand, is hierdie vir my so naby aan die hart. Ons seentjie Luka is bietjie siek, hy is nie te lekker nie, hy het nog 'n redelike koorsie gehad op pad kerk toe, wat ons toe gebreek het. En ek sit en ek dink net so terug oor hierdie, is jy bewus, werklik bewus van dit wat die Here in jou lewe doen? John Piper sê die volgende woorde, hy sê, God is always doing 10,000 things in your life, when you may only be aware of 3 of them. En dit is reg waar, as ons daaraan dink, is dit wat die Here regtig in ons lewens doen. Nie net die oppervlakkige of die onmiddellike nie, maar wat is hy regtig mee besig in jou lewe? En ek gebruik nou die voorbeeld van Luka, want dit is vir my so interessant, ek dink nie eers hy weet teen volle die planne wat ek en sy Anal maak, om hospitaal toe te ry as dit nodig is nie. Ek dink nie eers hy weet nie. Hy kyk Bluey en eet sy chippies. En hy is nie eers bewus dat sy ouers hier staan aan die ander kant. En ons onmiddellik vir hom sê, hoe staan ons by? Hoe kan ons jou beter maak? Wat het jy nodig? Waar is jy? En ek wonder vir ons verhouding met die Here en ons geloof journey, soos wat ons baie keer die vermoë het om net deur die lewe te gaan, en nie eers bewus te wees van dit wat die Here eintlik in jou lewe doen nie. Hallo? Amen, is dit net ek? In die middel van eksamens, in die middel van 'n meeting, in die middel van op soek is na werk, in die middel van omstandighede, selfs tragedie, selfs teleurstelling, wonder ek hoeveel van ons werklik weet waarmee die Here besig is in ons lewens. Nou, ek wil gou vir jou die prentjie wys wat ons in die laaste 3 weke by stil gestaan het, en dit is so profound, dis ietsie besonders vir ons om te sien. Is hoe die Here 'n paar duisend jaar terug met 'n groep mense, die Israeliete, met die volk uit Egipte uitgegaan het. En wat hy met daai mense gedoen het. En die eerste ding wat ons gesê het is, die Here het nie net mense geskuif van een plek na 'n ander plek nie. Dit was nooit die agenda, die uiteindelike doel, dat God net mense moes skuif uit Egipte uit in die land van Kanaan in nie. Hy het hulle geskuif geestelik, in die hart. Jy sê, wat dit nooit was nie, is nie die plek nie, dit was die plan. Dis die plan wat die Here gehad het oor hierdie groep mense, en ons vandag vra dieselfde ding, Here, wat is daar in my lewe, wat U as die plan bo my lewe sit? Wat is dit wat ek sien en kan herken? Die Here het 'n plan met my lewe. Sien nie net vir ons kerk in gemeen nie, maar in algemeen nie, maar persoonlik vir ons, wat ons sê, Here, ek wil vashou aan die plan wat U oor my spreek. Amen, is enigiemand hier wat op baie plek is? Wat is die plan? Die tweede ding is, dat God hulle gelei het op 'n baie praktiese manier, en ons het hierdie gesien in die simbole van 'n vuurkolom en 'n wolk, wat saam met die volk beweeg het. Nou,
Wat ons hier gesien het is, hierdie was nie net om rigting te gee nie. Ons gaan 'n bietjie later stil staan by hierdie skrif, maar dit was vir 'n baie praktiese, onmiddellike behoefte wat die volk gehad het. So, kyk as ons met na die volgende. Dit word baie warm in die woestyn. Hallo? Die van julle wat al ergens in 'n woestynagtige gebied was, dit word warm. Jy gaan krepeer, jy gaan 'n rosientjie word daar buite in die son. En een onmiddellike behoefte is net ietsie so eenvoudig soos koelte en skaduwee. En vir 40 jaar sit God 'n wolk oor sy volk. Nie net om hulle te lei na waartoe hulle pad is nie, maar om in hulle onmiddellike omstandighede en behoeftes voorsiening te bring. In die aande, jy sal dink die woestyn is lekker warm. Ananya was nou onlangs bietjie in 'n woestynagtige omgewing aan Dubai. In die aande word dit eintlik koud, veral in die winter. Dit kan soos naby aan -5 grade word in die winter in die woestyn. Dis baie koud. Jy dink jy kan nou koud? Dit is nie nou -5 nie. En hier is 'n vuurkolom wat in die aande elke aand oor hierdie volk rus. Dis so prakties, dis so tangible dat die goed wat ek regtig nodig het is wat die Here voorsien terwyl hy my lei. Dis nie dat hy ergens gaan staan en my roep en sê kom net nie. Hy is in dit saam met my. En die laaste ding wat ons te gesien het is dat God skuif hulle in hulle harte, in hulle geloof om hom meer te vertrou. Jy sien dit is incredible as jy eintlik gaan lees in die Ou Testament. Die Here het elke dag het hy vir hulle manna voorsien. Weet julle wat is manna? Die woord manna beteken letterlik wat is dit? Elke liewe oggend, manna en kwartels, om van te eet. Die Here kom oorweldig hulle met voorsiening. Maar dan die volgende dag, dan twyfel hulle. Die Here maak die see oop en dan gaan hulle die volgende dag en hulle gaan maak afgode. Die Here het 'n 40 jaar voorsiening vir hulle daagliks, elke dag, maar dan gaan hulle en dwaal van hom af weg. En is amper asof ons die vermoë het om mis te sien, mis te kyk, dat dit wat God in ons huidige seisoen doen. En ek wil vanaand saam met jou kuier op 'n baie praktiese manier in wat ek glo die Here regtig in hierdie season in elkeen van ons lewens, dat hy besig is met iets. Hy is besig met 'n tyd van preparation, van voorbereiding. En so lees gou saam met my net in Eksodus 13 vers 17 en 22. En dit sê die volgende woord, sê when Pharaoh let the people go, God did not lead them along the road of the Philistines. And even though it was nearby, for God said the people will change their minds and return to Egypt if they face war. So he led the people around toward the Red Sea along the road of the wilderness. And the Israelites left the land of Egypt in battle formation. Vers 21, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to lead them on their way during the day, and a pillar of fire to give them light at night, so that they could travel day or night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night never left its place in front of the people. Dit is my so interessant, die pad van die wildernis, as ons nou praat net van die wildernis wat die Israeliete beleef het, is dit absoluut 'n simbool vir ons vandag ook, hoe ons so gereeld 'n soortgelyke wildernis in ons lewe teekom. Ek wil net gou eerlik met jou praat. Ek wil nou, hier is ons is 'n lekker crowd, wat ons kan eerlik met mekaar praat. Dit is nie altyd net lekker nie. Dit is nie altyd in die lewe net goed nie. Dis nie altyd net vrede en liefde en harmonie en blomme en ballonne nie. Dit is nie hoe die lewe werk nie. Dis nie hoe die lewe met ons werk nie. Ons face omstandighede, onreg, tragedie, uitdagings, die challenges, die stres, die angs, die worry, die ongeluk. Ons face daai goed in hierdie lewe. En baie keer voel dit vir ons asof ons in 'n tyd van wildernis is, net. Dit voel amper soos 'n straf. Asof die Here my nou regtig hier kom sit, dat hy my kom straf met ongemaklike, haaglike omstandighede en daar's soveel challenges rondom my. En niemand het die antwoorde op hierdie goeters nie, maar ek voel so gepressure, ek moet maar net die fake masker aansit en maar net maak asof alles okay is. Was jy al ooit in jou lewe op daai plek in geloof? Hallo. As jy Jesus al langer as 'n minuut volg, kan jy sê ja. Want die lewe rol ons baie keer met punches. Dis absoluut die waarheid. Maar hier's iets interessant. God vat sy volk deur die wildernis, nie deur die gemaklike pad nie. En hy maak dit so duidelik. Hy sê vir hulle, die rede hoekom ek dit doen,
is want as jy op die gemaklike pad, so net terloops van Egipte af, as jy op 'n kaart moet kyk, van Egipte af reguit deur Kanaan toe, die beloofde land. Die Filistyne het 'n pad gehad, soos 'n highway, so maklik tussen hierdie twee. Hulle kon net daar geloop het, soos die highway, stap maar net daar. Dit is soveel makliker. Maar God weet wat op hierdie pad vir hulle wag. As hulle moes oorlog teekom, as hulle aangeval moes word, as daar weerstand was, as dit moeilik moes raak, die eerste ding wat hulle sou doen, is op dieselfde gepavede highway net terug hardloop Egipte toe. En ek vra jou dieselfde vanaand. As dit kom by hoe ons moeilike omstandighede face, is dit absoluut die waarheid dat God ons nie net lei in die gemaklike nie, want sodra dit moeilik gaan raak, gaan ons net weer terugverval. Maar hy vat hierdie groep mense deur die wildernis. Interessant van die wildernis, maak nie saak wat se kant toe jy gaan nie, dis ongemaklik. Hallo, wie van julle hou van kamp? Het jy al 'n bietjie tyd in die bos spandeer? Ja, links, regs, vorentoe, agtertoe, op, af, dis bos everywhere. So as dit moeilik is, dan erken ons dit en ons sê die season waar ek is tough. Dis 'n tough season. Daar's goed wat vat aan my binneste, daar's goeters wat my laat vra, daar's goed wat moeilik is rondom my. Maar hierdie season gaan my nie maak vlug nie. Gaan nie weghardloop nie. Dis interessant, nee, hierdie klomp Israeliete, die woord beskryf vir ons, hulle pak hierdie pad aan in battle formation. Dit klink soos een van die Avengers end scene wat nou daar moet gaan gebeur. In oorlogformasie, dis amper asof die ingesteldheid, the posture that I'm headed in, praat iets van ek fight. Ek is nie 'n victim in dit nie. Ek gee nie net oor in dit nie. Ek gee nie net op in die omstandighede nie. Sien, as hierdie oomblik van wildernis, en ek wil reg eerlik met jou praat vanaand oor hierdie, dit is die oomblikke wat ons goed teekom, dis worstel en dis stryd en dis vra en dis klomp van hierdie goed wat ons sê, ek doen dit in battle formation. Ietsie van my ingesteldheid, Here, ek fight deur hierdie ding. Nie ek vlug want dit raak ongemaklik nie. Hallo? Wat vir my uitstaan van hierdie en hierdie is ietsie baie mooi is dat die tyd van wildernis is altyd 'n tyd van voorbereiding. Altyd. God veroorsaak nie slegte goed in ons lewens nie. Ek het nie vanaand die tyd om saam met jou deur 'n 2 ure lecture te gaan van hoekom slegte goed gebeur met mense nie. Maar God veroorsaak dit nie. Hy straf ons nie. Hy speel nie skaak met jou lewe nie. Hallo. Hy is jou vader, hy is jou pa, hy is lief vir jou. Hy speel nie speletjies met jou lewe nie. Hy's nie geniepsigtig as dit kom by jou nie. So wanneer ons onsself vind in moeilike omstandighede, is dit nie omdat God dit veroorsaak het nie, maar dis omdat hy in dit werk. Dit kan ons sê, dat in die tyd van wildernis, in die tyd van moeilik, in die tyd van stryd, vra ek nie, Here, hoekom gebeur hierdie met my nie? Want daar's nie 'n antwoord nie. Ek kan nie vir jou 'n antwoord gee nie. Ek vra nie hoekom gebeur hierdie nie, ek vra eerder, Here, wat berei U in my voor te midde van dit? Terwyl ek hier deurgaan, wat wil jy my leer? Wat wil jy in my groei? Wat wil jy inbou in my in? Jy sien, dit is waar geloof gebou word. Kan ek dit net sê? In die wildernis. Faith is not built in comfort. Want wat se geloof is dit? Wanneer goed net goed gaan, wanneer dit net lekker is. Dis nie geloof nie. Geloof word gebou wanneer ons getoets word. Die Nuwe Testament is duidelik daaroor. Paulus skryf, hy sê, dis juis in die oomblikke van trials and tribulations, van hardships, wat ons geloof bou. Dis waar dit happen. Hy sien in hierdie prentjie van hierdie 40 jaar, soos wat God werk, en hy berei sy volk voor, en hy skuif hulle, nie net fisies nie, hy skuif hulle in die gees, hy skuif hulle in hulle hart, hy verdiep hulle in geloof, hy groei hulle. Is dit dieselfde vir ons vandag, waar ons sê, Here, in hierdie season, nie net vir ons kerk nie, nie net vir Doxeray Littleton, waar jy ons voorberei vir 'n nuwe plek, 'n nuwe plan, 'n nuwe geografiese gebied, 'n nuwe roeping, nuwe missie, sê ons ook persoonlik, Here, wat is daar in my season nou, wat U my voorberei? Ek wil jou wys vanaand, dit was nie die laaste keer wat die woord gepraat het van 40, die getal 40 nie. Weet enigiemand hierso, kan julle my help, waar ook in die Bybel feature die getal 40? Anyone? Vat 'n wild bet. Wat van 'n onlangse ene, die 40 dae voor hemelvaart. So na Jesus gesterf het, gekruisig is en opgestaan is, het hy vir 40 dae saam sy disippels en mense op aarde gewandel voordat hy opgevaar het.
Die getal 40 nog altyd is 'n getal van voorbereiding. Dit is dieselfde wat Jesus daar gedoen het. Hy het sy disippels kom voorberei vir die missie wat hy vir hulle gaan los, wat jy kan gaan lees in Matteus 18 vers 28, wat praat van gaan uit, gaan haal, gaan word gestuur. Dit was nog altyd sy plan, is dit in daai 40 dae is tyd van voorbereiding. Maar daar was nog een. Daar's een ander keer waar dit gebeur het in Jesus se lewe, en dit was na sy doop. Die dag toe Jesus gedoop is, ongeveer by ouderdom van 30, het hy sy publieke bediening begin, nadat hy vir 40 dae in die wildernis was. Lees gou saam met my, Matteus 4 vers 1 tot 2. It says in the CSB, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. But after he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. And then the tempter approached him. Dit is interessant in die tyd waar Jesus in die wildernis, in die woestyn is, voordat hy sy publieke bediening begin, voordat hy sy eerste publieke wonderwerk doen, gaan hy deur 'n 40 dae tyd van voorbereiding. En dieselfde goed wat Jesus op versoek word, daai selfde goed is die goed wat ons vandag op versoek word. Eerstens identiteit. Net wie is ek? Wie sê God is ek? In 'n seisoen van die wildernis, in die seisoen van die droogte, in die seisoen van die uitdagings, is dit nie waar dat dit die eerste plek is waar ons op versoek word nie? Jou identiteit. Stel die Here regtig belang in jou lewe? Is hy regtig goed vir jou? Is jy regtig sy kind? Is ek regtig goed genoeg? Is ek selfs ewen 'n Christen? Identiteit. Die tweede ding natuurlik is praktiese behoeftes. Die vyand kom sê vir Jesus, as jy hierdie klippe in brood kan verander, dan sal jy mos nou werklik die seun van God wees. Nadat hy vir 40 dae en 40 nagte nie geëet het nie. En soveel van ons lewens is ons so goed daarmee om die lysie te maak van die praktiese goed, die behoeftes rondom ons. Here, doen net hierdie, doen net dit. Kry vir my werk, gee net vir my geld. Ek soek net 'n nuwe bakkie. Ek wil net my toets deurkom. Jy weet, laat my net beter word. Ek soek net hierdie en hierdie en hierdie. En dit raak die shopping list van gee net vir my, gee net vir my, gee net vir my. Is dit nie waar nie? Hallo, is dit net ek hier vanaand? We are tempted in that. Wanneer dit moeilik gaan met ons, die eerste ding wat ons doen is ons wil hardloop na die goed wat ons het en nie het nie. Die tyd van wildernis is voorbereiding. Die tyd van wildernis is fokus. Nie op die goed rondom jou nie, maar die God in jou. Die ding wat Jesus laastens op getemd was, en so interessant, ek kan nie glo die vyand is so stupid nie. Hy vat Jesus, hy sê vir hom, as jy jou knie buig en my aanbid, sal al hierdie koninkryke joune wees. Hy's God, dis klaar syne. Soos jy probeer iets aan my hier verkoop, maar ek het dit klaar. Maar wat hy eintlik daar gedoen het, is die vraag oor aan wat gaan jy jou lewe toewy? What will your life worship? Met wat gaan jy jou lewe aanbid? Gaan dit wees dat jy persoonlike roem najaag, of gemak, of sukses, of what will you worship? Sien, dit is tyd van wildernis vir elkeen van ons, wat die Here die meeste in jou wil kom inbou. Hy wil jou kom voorberei. It's a time of preparation. C.S. Lewis sê dit so mooi. Hy sê the truth is, of course, that what one regards as interruptions are precisely one's life. Jy weet, ons speel hierdie game in ons koppe waar ons sê, ek sal hierdie en hierdie doen wanneer dit net makliker gaan. Wanneer ek nie so besig is met skoolwerk nie, wanneer ek nie so uitgeput is van my meetings en my werk nie, wanneer my kinders net gesond is, jy weet, dan sal ek dit doen. En ons speel hierdie game waar ons sê, Here, ek wil net op 'n beter plek wees voordat U met my werk. Maar wat ons sien in Exodus met die volk en vandag vir ons, is dat die Here werk in die wildernis. Nie net berei hy ons voor nie, maar dit is selfs in die midde van ongemak en tragedie en onreg en teleurstelling. He's working. God is doing 10,000 things in your life, and you may only be aware of 3 of them. Wat C.S. Lewis hier vir ons sê is dat die goed wat ons dink interruptions is, die alledaagse, die normale, dis actually ons lewe. Hallo. Wanneer jy al daai goed moet uitvat,
al die meetings, die tyd by die skool, tyd by die werk, die tyd in die traffic, as jy al die interruptions moet wegvat, gaan jy sien jy het bitter min oor. God wil nie werk in wat oorbly nie. Hy wil werk in wat hy vir jou gegee het. Elke oomblik, elke dag, elke verhouding, in jou huwelik, in jou ouerskap, by die skool, in jou vriendegroep, wanneer ons gaan kuier, wanneer ons gaan pool speel, wanneer ons gaan rugby kyk, wanneer ons selfs deur ongemaklike goed in hierdie lewe gaan, tragedie gaan, en teleurstellings en uitdagings, he is working in everything. That is life. Dis waar hy werk. Maar ek wil jou net vir 'n oomblik vat na 'n gebed wat Jesus net voordat hy gekruisig is, wat hy en die Vader praat. En hy bid vir ons. Ek dink dit is so mooi, ek herinner myself van hierdie, hy kom bid vir my en vir jou. En hoor net gou wat is die inhoud van hierdie gebed? In Johannes 17 vers 15 tot 19. Jesus bid, hy sê, I am praying, not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Ek vind gou vir 'n oomblik al stil staan. Ons gaan uit hierdie res kuier. Maar die eerste ding wat Jesus doen, die heel eerste ding wat hy doen, is hy sê, ek wil nie jou uit die ongemak uitvat nie. As hy praat van die wêreld, praat hy nie van die aarde nie. Ja, hy sê nie, ruk hulle van die aarde af nie. Hy praat van die goed rondom ons, die staf wat soveel keer ons aandag en ons fokus en ons kreatiwiteit en ons energie kom vat. Die goed wat gebroke is, die goed wat selfs die vyand mee besig is. Hy sê, ek bid nie, vat hulle daar uit nie. Ek wil werk met hulle daar. That's the promise. I want to work with them there. Maar dan bid hy en sê hy, maar kom beskerm hulle. Dis Jesus se eerste gebed vir jou, is dat jy nie geknak word of gesink word deur die storms van die lewe nie. Maar dat hy, net soos wat ek, Lukas se pappa, begeer dat my seentjie beter voel en nie so sleg en siek is nie. Begeer ek dat hy beter voel, begeer God vir ons nie slegte goed nie. Hy beplan nie die sleg wat ons face nie. Hy bid, beskerm ons. Dis sy agenda vir my en jou. Om beskerm te wees. Say, they're not of this world, just as I am not of this world. So sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have also sent them into the world. En ek wil vra dat die worship team opkom vanaand, en ons gaan in 'n baie praktiese tyd net van ministry, waar ek jou wys in hoe 'n tyd van voorbereiding, moontlike tyd van wildernis vir jou, waar jy dalk op 'n plek is in jou lewe waar jy sê, eers daar's reg baie staf rondom my. Dis werk, en dis finansies, en dis dalk gesondheid, dis dalk druk, dis dalk omstandighede, dis dalk verhoudingsissues, whatever it is. Daar's staf rondom jou. Dat jy nie eerstens sal terugval en gaan sit en sê, die Here het my verlaat nie. Maar dat jy gaan sien, hy was nog altyd in dit saam met jou. Dat jy ook gaan sien, dat hierdie tyd van wildernis, of tyd waar dit dalk moeilik gaan, is 'n tyd van voorbereiding. God is busy doing something in your life. He's busy doing something in your heart. Wat ons kan erken, Here, dit is taaf nou, maar ek vertrou jou dat hierdie die testimony is vir môre. Ons vra nie hoekom nie, ons vra wat doen U in my? En dan die laaste ding, as ons sê ons word voorberei, wil jy saam met my vanaand net dink, voorberei vir wat? Waarvoor berei God ons voor? Jy sê, maar dit kan nie net als vir niks wees nie. Ek wil jy moet gou hierdie saam met my sien. Uitdagings en omstandighede of challenges, dit kan nie net voorbereiding wees vir niks nie. Dit maak nie sin nie. So as ek vir jou sê, ek probeer jou voorberei, dan sê jy vir wat? Dan sê ek nee, vir niks. It's in vain. It amounts to nothing. Preparation that's not used for something amounts to nothing. So Here, waarvoor berei jy my voor in hierdie season? En ek wil jou vanaand wys dat uiteindelik op God se hart vir elkeen van ons, dat waarvoor hy ons voorberei. Hy berei ons voor dat ons kan uitgaan. That's it. It's as simple as that. Hy berei ons voor dat dit waardeur ons gaan, dit wat ons beleef, dit wat ons in ons lewens het, dat dit vir iets is, en daai iets is om uit te gaan. En ek wil jou vanaand wys net hoe ons dink oor hierdie een. Die eerste ding wat ek glo, en dit is weer eens 'n Bybelse beginsel,
Is that ministry starts at home. Wanneer God sê ek stuur jou uit, jy gaan deur 'n tyd van voorbereiding sodat jy kan stuur, is dit sodat jy kan stuur in jou eie huis aan. In jou family, in jou gesin. Dink aan die mense die naaste aan jou. That's where ministry starts. In ons verhoudings, dat ons kan saam bid, dat ons Here kan saam vertrou, dat ons maybe kan saamkom as gesin en sê, hierdie is ons wildernis. As 'n family, as selfs 'n vriendegroep, sê hierdie is my wildernis. En hier's waar ek God vertrou. Dis waar bediening gebeur, is in jou family, is in jou huis. Maar saam met dit sê ons ook, Here, dat daar waar ek beweeg, of nou is by die skool, universiteit, by die werk, by college, wherever, Here, kom gebruik my lewe. Dit sal so sleg wees as ons 'n lewe leef wat deur so baie gaan, maar dit bly net vir ons. Dit sal so sleg wees. Inteendeel wat ons eintlik sê is, Here, kom werk in my binneste, maar kom doen iets deur dit in iemand se lewe. Ek praat met 'n ou in die week. Man, hierdie ou is net deur hel. Mense aan die dood afgestaan, werk verloor, dit gaan regtig sleg. En hy sê hy kom by die werk eendag en hy kom op 'n ou af wat dit 3 keer erger het as hy. Hy sê nie hoorste ding, op een of ander manier voel hy net dankbaar. So ek soos dankbaar vir wat? Jy het jou werk verloor, is nou by 'n ander werk. Jy het nou net hierdie moeilike omstandighede, jy het nou net mense, vir wat is jy dankbaar? Hy sê ek is so dankbaar dat dit waardeur ek gegaan het, was nie vir niks nie. Want ek kan nou by hierdie persoon staan en vir hulle sê ek weet presies waardeur jy gaan. Ek weet presies waardeur jy gaan. Ek kan jou bystaan, ek kan jou bedien, ek kan saam met jou bid. En maybe is dit vir ons dieselfde om te sê, Here, dat dit wat in my lewe gebeur, die goed waardeur ek gaan, die goed waarmee ek worstel, kom gebruik dit vir iemand anderste. Daar waar ek beweeg is baie prakties. Hoe bring ons letterlik net hoop om te sê dis nie die einde nie. Jy's nie alleen in dit nie. Sê ons praat baie van city changers. Ons praat van city changing. Ons glo ons is 'n stad wat die Here vir ons gegee het, hierdie stad, Pretoria. En ons glo dat die Here 'n saak het met Centurion. Ons het geloof in dit. Ons glo dat wanneer die Here ons kerk skuif 750 meter in 'n hoërskool in, is dit nie net 'n praktiese skuif nie, dit is 'n geestelike voorbereiding. Here, dat wanneer ons daar instap, vertrou ons U dat ons daar lig en sout gaan wees. Dat ons daar verskil gaan maak, dat ons daar lewens gaan verander. En dieselfde met elkeen van ons vennote wat hier sit. Elkeen van julle wat hier sit vanaand om te sê, ek glo die Here wil jou gebruik. Ek glo die Here wil in jou lewe 'n nuwe storie kom skryf. So ek wil jou vra vanaand, ons gaan in 'n oomblik gaan ons reageer. Ons gaan sing, Here, come and send me. En ek wil jou vra of het jy al daai in jou eie hart vasgemaak om te sê, Here, ek is bereid en beskikbaar. Kom stuur my. Al is ek in 'n tyd van wildernis, ek sien dit as voorbereiding. Al het ek nie al die antwoorde van al die goed rondom my nie, ek sê kom lei my. Ek wil jou vertrou. En kom gebruik my lewe. That's what it means to follow Jesus. Te sê dit is nie net vir my nie, dit gaan nie net na my toe nie. N.T. Wright sê die volgende woord, hy sê, the church exists not for its own benefit, but for its non-members. En ek wil hê dit wat jy vanaand beleef, dit wat deur jou gedagtes gaan vanaand, dat jy dit gaan raak sien en erken, dat dit wat die Here nou in my lewe doen, is nie net vir my nie. Dis nie net vir my nie. Miskien wil hy iets deur my lewe kom skryf. Miskien wil hy 'n ander storie oor my lewe kom skryf. So kom ons staan saam, ons gaan lekker reageer vanaand, ons gaan sing. Here, kom stuur ons. Come and send me.